Jy weet, elke seisoen het sy uitdagings, nee. Maar een ding kan jy verseker weet, as jy jou eie sif het, hy gaan vir jou geld maak. Okay, ek praat hier met Toy, 'n Jakkals rolsif, check gou daar. Pas ook net in die kamera in, nee. Ek vind 'n bietjie by hom uit, presies hoe, waar, wat, wanneer, nee. Ja, wanneer ook, wanneer is nou, nee. Hoe dink hulle 'n bietjie anders rondom hierdie ding? Hoe werk daai ouetjie en hoekom is hy dalk net die regte een om al langs jou stroper te loop staan? Toe, hoe lyk dit? Goed om jou, André. Nee, wat? Doodstil rustig. Ja, sê. Okay. Nou bou julle al 'n rolsif ook. Vertel my eers gou, hoe kom 'n rolsif? Man, dis weer eens een van daai probleme wat die ouens mee sit. Hulle verloor geld as hulle graan inry en die graan is vuil, dalk olieboomsade of wat ook al in. En die hektare wat die ouens stroop, kan jy vinnig 'n rolsif se prys regverdig. En ons het net gedink, ja, kom ons bou iets. Daar's nie baie in die mark wat gebou word nie. Ek dink ons sien kans vir hom. Nou okay, wat is die, kom ons noem dit daai, want jy moet tog nou gegaan het en gesê het, luister die man, maar ek het al na die goed gekyk wat daar beskikbaar is al buitekant, maar ek dink ek kan hier 'n bietjie verbeter, ek kan daar 'n bietjie verbeter. Wat is die hoof, kom ek sê amper sê die hoof claim to fame, die ding wat jou die meeste opgewonde maak oor hierdie sif? André, wat ons gaan doen het is, kyk, ons het probeer, jy gaan moet probeer om by jou stroper by te bly, of jy nou 1 of 2 stropers het, 'n rolsif om groot genoeg te maak, is moeilik om hom groot genoeg te maak en mobiel te maak langs die land, om by die kapasiteit uit te kom. So ons het gaan sit en kyk, die eerste oponthoud by 'n graansif is daar waar hulle by die milies of die koring of wat ook al wat hulle moet sif, moet inlaai, dis hierdie gravitasiebak. Ja. So met ander woorde, die tapkar kom daar, so as jou inlaaibak te klein is, dan kan jou tapkar nie heeltemal leeglaai nie. Nou hierdie is 'n 7000 liter bak, 'n gewone tapkar gaan nog steeds nie leeglaai nie, maar hy gee jou baie meer kapasiteit as Jy daarom hy buffer, nee. Jy daarom hy Maar buffer. jy kan ons nou al begin laai en dan sif so lank en dan hopelik is die tapkar net so 5 minute daar vashang, kan hy leeg wees en waai. Dis die ander ding is, as jou inlaaibak te klein is, dan as die tapkar hier ry en die stroper gaan vang, kom ons sê dit vat 10 minute. Dan het hy 5 minute se siftyd oor, so met ander woorde vir 5 minute staan hy kan nie sif nie. So dis ook hoekom ons hom groter gemaak het, so hy het langer tyd wat hy kan sif terwyl die tapkar nie by hom is. Right, so jy het nou net vir hom 'n buffer gaan bou om te sê, right, luister hierso, ek maak jou buffer groter, dan kan jy sif in die tyd wat daar nie 'n tapkar of 'n stroper by jou is nie, het ons nou tyd om jy graan deur te werk. Dis reg, dis nog 'n ding wat ons aan gedink het. Die probleem is nou net, jy kan sien hy's klaar hoog. Ons is redelik op kapasiteit van die hoogte, so en breedte. So dit raak ongemaklik as jy hom baie hoër en breër maak. So En ons ek is neem by aan ook vir die optimale transport en daai tipe van goeders, want nou moet hy op die pad ry en dit is 'n issue. Dis 'n groot issue, ja. Right, okay, nou kom ons kom 'n bietjie met die meganiese kant hierson, hè. So om mee te begin, 'n lekker fris drolbaar. Ek hou van die feit dat ek ben hulle die 2 potjies hierso langs die kante, dit maak hom lekker stabiel, né. Dit is ja, André, dit maak hom redelik stabiel en as jy nou op hierdie video kan sien, hierdie sif staan bietjie vorentoe. Ja. So wat ons gedoen het, ons het hierdie staanpote sterk genoeg gemaak, dat as jy langs die land kom en jy moet nou sif, dan kan jy hom uitbalance, laat hy presies horisontaal staan, dan kan jy sif. As jou sifkapasiteit nie reg is, kan jy of die RPM hoër maak op die drom, daar het jy weer 'n nadeel, as jy hom te vinnig maak, hardloop die graan saam, so hy val oor. So jy het net 'n optimale spoed wat jy kan hardloop. Daarna kan jy weer jou voete optel, dat hy hom bietjie optel, dat hy net die gradiënt verander. So dit kom alles uit hoe vinnig jy wil sif, hoe skoon jy wil sif, want baie ouens wil net gifsade uithaal. Ek meen, dan kan jy hom baie vinniger stoor, dan kan jy 'n bietjie hierdie grade optel met die pote. Ek meen, dit is gewoonlik die grootste issue is eintlik maar jou gifsaad. Ek meen, dis nou, laaste seisoen was 'n ander probleem met, jy wil jou vrotpitte, ek sê nou vrotpitte, maar jy weet jou sade en whatever die ouens gehad het, daai pitte ook 'n bietjie uitkeer om jou graad by die koöperasie beter te kry. Dis reg. Maar oor die algemeen gifsade is maar ons eintlike probleem. En ook die ander ding is, jy weet die graan begin droog raak, laat ek my sifsels half kan uithaal en hulle self gebruik vir my beeste in plaas van om hulle net by die koöperasie af te laai. Dis reg, ja, dan het jy nog daai sifsels wat jy ook kan hou en deur jou beeste voer of verkoop of wat ook al, ja. Okay, so hy hardloop hierdeur, dan het julle die, so PTO, gewone PTO wat hy hierso mee, wat hy inplak, so ek neem aan die PTO kom nou net hier aan die trekker, ons het hom sommer net vir DC hier voorgehak, en dan, hardloop hy nou hierso deur, so julle het net 'n gewone cover hier op, nee. Ons het net 'n cover op. Wat die meganiese aandrywing van die PTO af, is vir die aandrywing van die drom, Ja. en dan die pens afgaar wat hier onder hardloop,
wat dan die sifsels en die gifsare en goeters uitvat agtertoe om versak te word. Want ek gou net hier omkyk nie, want ek wil nou hierdie aandrywingsstorie wil ek nou mooi eers kom kop hierso. Okay, right, né? So hy kom nou van voor af, en nou het hy verketting daarso. Ja. En dan hardloop hy nou hier deur en hierdie ene is die auger wat op die einde hardloop, né? Ja, dis die auger wat uitgooi hierdie ene. Right. Uitgooi auger, hy knak lekker op laat ek nie in goeters vasry of hom hak of te kere gaan nie. So hy's lekker opgevou hier. En dan dan dryf julle sommer van hom af daai kant toe aan. Hy vertak daai kant toe en hy gaan dan weer agtertoe om die drom aan te right, dryf. Nou gaan dit weer om. Okay, right, nee. So nou is die aandrywing van daar af, okay, right. So dan trek julle hom hier deur. Nou hardloop ons hier om, PTO hier op. Okay, en dan dryf ons 'n drom hier vanaf aan. Dis reg, ja. Okay, en hy hardloop dan nou so daarso. Dis reg. Okay, nou hang nou net vas. Nou hoe stel ek sy spoed? Nee, spoed het ons klaar op ratios gaan sit en uitwerk waar ons wil wees en wat se RPM ons wil hardloop. Ja. So ons het begin deur 'n idle spoed. As jou trekker idle dan hardloop hy so by 8 RPM en dan kan jy jou idle spoed bietjie optel. Ons stel nie voor dat jy vinniger as 12 RPM draai nie want dan begin die graan saam te rol. My spoed stel ek op my handvet. Dis wat jy vir my wil sê. Dis reg, ja. Alright, okay, nou sif ek nou net en dan alles wat basies deurkom, ek moet nou sorg dat ek 'n aparte tapkar of wat ook al dan nou hierso het. En hy's dan nou so mooi, noem dit nou gekalibreer, as ek dit so kan stel dat soos wat die graan inkom, ek neem aan hy vat 'n bietjie vinniger weg hierdie ouetjie as wat die graan fisies kan oorkom. Dis reg, op sy optimale spoed as die drom op sy optimale spoed is, kan hy 60 tonne uur uitlaai. Ja, maar hy laai uit. Hy kan lekker uitlaai. Dis soos ek gesê het, as jy daai gradiënt lekker stel en jy wil net vinnig deurdruk net om gifsade uit te haal, dan het jy die kapasiteit om dit nog steeds vinnig te doen. Hy is amper so sterk soos die koöperasie se bakkieshuiser, né? Luister hier. En die kom ons kom maar bo, dan kan ek jou vra wat ek wil vra oor die drom, né? Right, so hierso is die hopper gedeelte, okay? En dan het ons nou vir sif aan hierdie kant, okay? Nou verduidelik my gou hierso, want ek sien uit hierdie belde wat hier bo-op is, waarvoor is dit? Die belde is maar net vir die graankorrels wat in die sif gaan vassit, Ja. om maar net uit te veel dat hy net weer binnekant toe O, laat jy hom net bly sif en nie net laat hy hom verstop op die einde van die dag en jou graan net oorhardloop nie. Dis reg, ja. En dan sal jy sien ook in die binnekant is daar nog 'n sif. Dis nog 'n screen, sy gate is bietjie groter. Okay, ja, ek sien hom. So as jy nou mielies het, dan het jy 2 sizes wat jy mee werk. As jy sonneblom het jy sizes, so gaan dit aan met sojas ook. So binne is maar net om jou, soos met sojas, om my groenpele en daai tipe goeders uit te haal. Hy hardloop dan saam met die grys wat agter gaan uitval, sal hy dan nou net weer saam uitval. En dan daai 2 shoots daar waarmee hom dan sak. Dis ja, dis reg, ja. Okay, en dan hoeveel tonne uur kan ek deur hierdie ouetjie stoot? André, dis weer een so skoon jy wil sif, maar jy sal gemaklik jou 30-40 ton kan deurkry. As jy baie vinnig sif, dan gaan jy jou 60 ton kry, maar dan gaan jy nie so skoon maak as wat jy jou graan so skoon kry. Hang af wat jy wil doen. Ja, ja. En dan hierdie lewer hierso, wat stel jy met hom? Die lewer is om die sluys oop te maak vir daai inlaai. Okay. Hoe vinnig jy die graan laat deurloop en jy kan hom nou stop tussenin nog. Right, ek is met jou. Okay, right. Daai screen, ek wil net by sê hy het 'n 18 vierkante meter oppervlakte wat ons mee screen daar. 18 vierkante meter. 18 vierkante meter. Ek neem aan dis groot. Dis groot, ja. Okay, nee, uitstekend. En hy's 'n bietjie groter as wat die strooppersin is, nê? Nee. Hy sal so 'n bietjie wees, ja. Okay. Jy het 'n Hendrit as op my magtig. Jesus, julle netjie rond hier, nê? Nee, ons het maar die regte goed in André. Luister hier, okay, wat se sizes kry ek kom? Is dit op hierdie stadium die een size? Hoe werk die storie? Dis ongelukkig net die een size op die oomblik. Soos ons sê, dis die dubbeldrom, maar jy kan besluit of wil jy dubbeldrom of enkeldrom hardloop. Dis jou keuse, maar die opsie is daar om so te hardloop. Uitstekend. Okay, en ek skat, okay, die oesseisoen is om die draai. Weet julle, hierdie ene nou, maar as ouens een soek, moet hulle nou bestel en klaar kry. Hulle moet asseblief bestel. Ons is besig om 1 of 2 te bou vir voorraad, maar ons weet nie hoe lank hulle gaan hou nie. Uitstekend. Toi, dankie baie. Baie dankie, André. Right, so dit is Toi hierso van Jakkals, nê? Nee. Okay. As jy die klein jakkalsies uit jou mielies uit wil hê, daar's hy. Kry vir jou 'n jakkals, nê? Nee. Ek gaan vir hulle uitsort. Linkjie bo of hier onder.
Of praat met Toy, dat is sy nommer. Nee, dis die van Spys af, tot volgende keer. Groete.